Goeienaand geliefdes, ons bly hier elkeen hier saam met ons. Ons gaan vanaand hierdie diens saam geniet in die teenwoordigheid van die Here. Ons gaan sommer begin met 'n groep wat gaan optree, wat vir ons so 'n bietjie 1 of 2 koortjies gaan sing. Daarna gaan ons open met gebed en die offerande opneem, as ook om die sang en musiek te lei. Baie dankie. Ons groep wat gaan optrek, maar na vore kom, baie dankie. One, two. Vieren, val op mij. Vieren, val op mij. Dit is de dag van Pinkster. Vieren, val op mij. Dit is de dag van Pinkster. Vieren, val op mij. Vieren, val op mij. Vieren, val op mij. Dit is de dag van Pinkster. Vieren, val op mij. Dit is de dag van Pinkster. Vieren, val op mij. Vieren uit die hemel. Vieren wat brand. Vieren van beproeven. Dis Godse genadekans. Vieren uit die hemel. Vieren wat brand. Vieren van beproeven. Dis Godse genadekans. Alwaai die wind. Alwaai die wind. Alwaai die wind. My lamp is aan die brand. Alwaai die wind. Alwaai die wind. Alwaai die wind. My lamp is aan die brand. Vieren uit die hemel. Vieren wat brand. Vieren van beproeven. Dis Godse genadekans. Vieren uit die hemel. Vieren wat brand. Vieren van beproeven. Dis Godse genadekans. Alwaai die wind. Alwaai die wind. Alwaai die wind. My lamp is aan die brand. Alwaai die wind. Alwaai die wind. Alwaai die wind. My lamp is aan die brand. Amen. Ons sê dankie vir Crew. Dis ons Woensdae aan 'n selgroep en hulle is eintlik Engels. Nou hulle het spesiaal hier in Afrikaans voorberei. So ons geniet, ons bly hulle saam met ons is en ons geniet hulle teenwoordigheid saam met ons en is heerlik om hulle te hoor die Here groot maak en te aanbid. Kom ons gaan net die oë so sluit, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons U naam kan eer en loof en prys. Baie dankie dat ons vandag weet, daar brand 'n vuur in ons binneste, vuur wat U aangesteek het vanuit die hemel, die Pinkstervure, en ons eer en ons loof U daarvoor. Here, dankie dat ons vanaand so saam kan wees, om U naam te loof, te aanbid en te eer en te verheerlik. En ons wil vanaand onsself net aan U oorgee, en hierdie diens en alles wat ons gaan doen, U naam verheerlik en groot maak, want U is die koning van die konings en die Here van die leerskare.
Amen. Amen. Dis Pinkster Sondag. Dit klink baie flou. Ek gaan dit weer sê. Dis Pinkster Sondag. Amen. Loof die Here. Wat 'n voorreg om die Here te dank en te eer dat ons so saam kan wees. Hartlik welkom aan ons 2 buurgemeentes en hulle pastore en almal wat hier saam is. Lekker om julle hier met ons vanaand te hê. En mag u die diens geniet. Onthou net na die diens, indien ons dalk vergeet, dan die saal is gereed gemaak, vetkoek en maalvleis wat u lekker saam met ons kan kom geniet en eet. Dit is nou net na die diens, so u is baie welkom om saam met ons te geniet. Onthou, u kan sommer deur beweeg as ons die diens afsluit en na die saal toe, u is meer as welkom. Ons gaan geleentheid gee vir die offergawes en 10 is opgeneem te word en daarna gaan ons die Here loof in lof en aanbidding. The moving day. En die Heilige Gees bring mense in beweging. Amen. Prys die Here. My sins were higher than the mountains when the Lord sanctified me. My joy are flowing like a fountain since the Lord sanctified me. Glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire
I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He abides, He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Nie deur krag, deur geweld, maar deur my Gees, so spreek die Heer. Nie deur krag, deur geweld, maar deur my Gees, so spreek die Heer. Die berge sal ek verskuif, ja, die berge sal ek verskuif, die berge sal ek verskuif, deur my Gees, so spreek die Heer. Nie deur krag, of deur geweld, maar deur my Gees, so spreek die Heer. Nie deur krag, of deur geweld, maar deur my Gees, so spreek die Heer. Die berge sal ek verskuif, ja, die berge sal ek verskuif, die berge sal ek verskuif, deur my Gees, so spreek die Heer. Amen. Weet jy nie, jy is 'n tempel. Weet jy nie, jy is 'n tempel. Weet jy nie, jy is 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Ja, ek weet, ek is 'n tempel. Ja, ek weet, ek is 'n tempel. Ja, ek weet, ek is 'n tempel. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Vol van lof, vol van krag, vol van vrede. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Dankie Jesus vir die Heilige Gees. He is my cup, Lord. I lift it up. Come and quench this thirsting of my soul. As jy honger en dors is vanaand, sê Here, hier is ek. Hy is my cup. Is my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven.
raak, hier is my lewe, kom vul dit. Nou kan ons hom uitnooi en sê, laat hy waai deur my. Kom Heilige Gees, kom waai deur my. Ons gaan later vir mense bid en bedien, wat so graag wil vervul word met die Heilige Gees. Skep so lank die grond, die goeie grond waarop daai saad kan val. En sê, laat hy waai deur my, Jesus. Laat hy waai deur my, laat hy waai deur my, laat die Gees van God nou waai deur my, laat hy waai deur my, laat hy waai deur my, laat die Gees van God nou waai deur my. Waai deur my, waai deur my, o Gees van God, kom waai deur my. Ek stel my oor, laat my word loop, van al die volle, kom en waai deur my. Waai deur my, waai deur my, o Gees van God, kom en waai deur my. Ek stel my oor, laat my word loop, van al die volle, kom en waai deur my. Waai deur Dankie, Here Jesus. Here, ons staan voor U. Ons is ontbloot vanaand. U ken elke hart. U ken elke uitroep. U ken elkeen se oorgawe en oorgee aan U. Ek is so dankbaar, Here, dat U vanaand hier teenwoordig is en altyd teenwoordig is. So dankbaar dat U vanaand reeds tot ons spreek en met ons reeds praat en deel. Nou daar waar ons staan in aanbidding voor U, beleef ons en weet ons, Here, U is in werksaam met ons, in ons gees, in ons binneste, is U werksaam vanaand. En ons gee aan U die lof en die eer en die dank daarvoor. Dankie, Here, dat ons dag vir dag vernuwe word. En ek eer U vanaand, dat U ook nou besig is om ons nog steeds te vorm en te maak tot eer van U lieflike naam. Kom vanaand, o Here, op 'n unieke wyse, en ek eer en ek loof U vir die wyse waarop U vanaand met ons spreek en met ons gaan deel, in Jesus kosbare naam. Amen, amen. Baie, baie dankie. U kan ons sitplekke neem. Ek wil net vir Marius sê welkom. Ons bly uit vanaand saam met ons kom speel en ons is dankbaar dat hy saam met ons is. Mag die Here jou seën, Marius. Baie, baie dankie. Geliefdes, ons gaan sonder versuim oog gee vir Dr. Christo wat vanoggend reeds hier by ons in die gemeente bedien het en vanaand
kom hy om ons saam te bedien en mag die Here hom ook vanaand op 'n besondere wyse seën en bekragtig om die woord te spreek soos wat die Here op sy hart gelê het. Baie dankie, Pastor Johannes. Dankie vir julle vriendelikheid, liefde en gasvryheid van jou en Sharon, maar ook van die gemeente. Het was vir my 'n besondere belewenis en ervaring vanoggend saam met u. Ek het dit so geniet. Daar was so 'n besondere salwing van die Gees op ons almal saam, op die woord en dis meer. Nou, vanaand net vinnig vir u noem, die boekie het tot my aangename verrassing vanoggend blitsvinnig uitverkoop. Maar ek gaan vir Rowan 'n boekie stuur. So vir dieselfde prys kan u vir Pastoor Hannes vra as u ene wil hê, dan stuur ek in 'n pakket saam. Nog heel wat oor van hierdie strome van lewende waters, gaan oor die doop in die Heilige Gees, tale spraak en die geestelike gawes vanuit 'n Pinkster perspektief. Daar is nog heel wat oor van hulle en na die diens sal Laurens daar agter vir u daarmee help. Hulle kos R50. Nou goed, vanaand in aansluiting by vanoggend gesels ons oor die wonder van talespraak. Die wonder van talespraak. Nou, Jesus se belofte, Handelinge 1 vers 5, hy het gesê, julle moenie weggaan van Jerusalem af nie, totdat julle die belofte van die Vader, wat julle van my ontvang het, sal ontvang nie. En dan sê hy, julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. En dan in Handelinge 2 vers 4 vind en dan ook plaas, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou, net om het vir u te bevestig, ek kon nie vinnig genoeg die Afrikaanse geloofsbelijdenis van die kerk in die hande kry nie, maar hier is hy in Engels. AFM of SA Confession of Faith, we believe in the baptism in the Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues, as promised to all believers. How many? All believers. We believe in the manifestation of the gifts and the fruit of the Spirit in the life of a Christian. Nou, geliefdes, dis eintlik ironies dat hierdie wonderlike gawe wat eintlik so kenmerkend is van die Pinksterkerk, van die AGS, dat dit eintlik tot 'n groot mate 'n onderskatte en 'n verwaarloosde gawe is in die lewe van God se kinders. Heilige Gees gedoopte kinders van God. U sal verbaas wees wanneer ons oor hierdie dinge praat dat mense agterna my toe kom sê, weet pastoor, ek is 20 jaar, 30 jaar gelede gedoop by Heilige Gees, 10 jaar. En ek het nooit weer in tale gepraat nie, ek het nie gedink dis nodig nie. Ek het mos in tale gepraat die dag toe ek gedoop was in die Heilige Gees. Maar ek wil vanaand vir u wys uit die woord, wat 'n ongelooflike gawe hierdie is, wat die Here deur sy genade as deel van die doop in die Heilige Gees. Dis nie die enigste toegevoegde waarde tot my lewe wanneer ek gedoop word in die Heilige Gees nie, maar dit is 'n kardinale gawe van die Gees wat die Here vir ons gegee het. Kom ons kyk daarna. 2 Timoteus 1 vers 6 sê Paulus vir Timoteus, ek herinner jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Ek herinner jou, jy moet nie vergeet nie, jy moet dit beoefen. Daar is 'n besondere krag daarin verbonde. En dan die Engelse vertaling sê, I remind you to fan into flames the gift of God which is in you through the laying on of my hands. En ek wil u vanaand aanmoedig, I want to remind you to fan the flame of the gift of God which is in you through the laying on of hands. Nou, daar's 'n drievoudige funksie van talespraak wat ons kan onderskei.
Eers is natuurlik soos wat u dit daar in ons geloofbelijdenis gesien het, as 'n teken van die dooping in die Heilige Gees, en ons het dit ook gelees in Handelinge 2 vers 4. Hulle is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale. Waar het hierdie tale vandaan gekom? Uit hulle geheue uit? Het hulle dit ergens geleer? Nee, soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek. Tweede plek kan dit funksioneer as 'n geestelike gawe aan die gemeente, soos ons vanoggend oor die gawes van die Gees gesels het. Wanneer hier 'n talespraak in die gemeente is, iemand geïnspireer, die Heilige Gees om hardop uit te spreek, dit word ook gevolg deur 'n uitleg van daardie taal, so dit is die tweede funksionering daarvan. Maar derdes, en dis waaroor ek vanaand met u wil gesels, as 'n persoonlike gawe. Nou geliefdes, 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. John Bevere, een van my gunsteling skrywers, het hierdie gesê, hy sê, the Lord of all creation desires fellowship and communion with us so much that he put his own spirit in our spirit, empowering us to communicate with him on his level. Amen? Amen. Nou, in die verband maak Paulus 'n belangwekkende verklaring. Hy sê naamlik in 1 Korintiërs 14 vers 18. Nou dit kan aanvanklik verkeerd klink, wanneer hy sê, ek dank die Here dat ek meer in tale spreek as julle almal. Maar geliefdes, u moet dit sien in die konteks van sy bediening. Ons het vanoggend daarna gekyk, dat God algaande meer en meer ons toerus met krag. Saulus het al meer krag ontvang, Handelinge 9 vers 22, en hy kom vanuit sy belewenis van sy verhouding met God, en die toerusting van krag wat God hom gee, om te bedien, en daardie openbaringe te ontvang, wat vir ons neergepen is, en tot ons harte nog spreek deur al die eeue heen, agtergekom. Hierdie is 'n sleutel, wat daardie krag in my lewe ontsluit, wanneer ek in tale praat, wanneer ek met God besig raak, want ek praat nie met mense, ek spreek tot God, en ek het iets daarvan beleef in my eie lewe, en ek het net 'n idee, dit was vir hom ook so, dat die oomblik, wanneer 'n mens met intensiteit en met gevoel, en vanuit jou hart, in daardie taal met die Hemelse Vader praat, is dit asof daar 'n kanaal oopbreek tussen jouself en die hemel, en jy's net asof jy met U in sy teenwoordigheid is. En jy sy hartklop kan hoor en beleef en kan voel. Daarom sê hy in 1 Korintiërs 14 vers 5, hy sê, ek wens dat julle almal in tale sal praat. Ek wil hê dat julle moet beleef en ervaar wat ek beleef en ervaar. Ek hou dit nie vir myself nie. Ek wens dat julle almal in tale sal spreek. Hoekom is so belangrik? 1 Korintiërs 14 vers 4 sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself, bou homself op. Nuwe Lewende Vertaling sê, iemand wat in tale praat, word self geestelik opgebou. Oikodomene, dit beteken, dit is soos 'n huis wat steen vir steen gebou word. Hoe meer jy in tale praat en tale bid, hoe meer jy in daardie verhouding van jou met die Hemelse Vader hierdie wondergawe deel maak daarvan, hoe meer word jy geestelik opgebou en groei jy geestelik. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Nou, ek wil vinnig saam met u kyk na 'n aantal dimensies waarin hierdie geestelike opbouing deur die beoefening van talespraak funksioneer. Kom ons kyk daarna. Ons begin by. In die eerste plek, dit skep 'n dieper dimensie van gebed. Paulus sê, 1 Korintiërs 14 vers 15, hoe staan die saak dan? Ek sal met die Gees bid. Nou, wanneer hy praat oor gebed en aanbidding, hy begin altyd eers met die Gees. Hy sê, ek sal met die Gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid.
Hy het 'n baie duidelike klem geplaas op hierdie wondergawe as deel van sy gebedslewe. Ek sal ook met die verstand bid. Dit bring 'n nuwe intimiteit met God. U sien, 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, dit kom van die Message vertaling af. If you speak to him in the private language of tongues, you are sharing intimacies just between you and him. En geliefdes, dit is 'n besondere kanaal, daardie kanaal waarvan ek gepraat het. Wanneer jy in daardie taal praat, alhoewel jy nie verstaan wat jy self sê nie, want dit is 'n taal wat God se Gees deur jou spreek, maar daar's 'n koneksie, daar's 'n verbintenis tussen jou en die Hemelse Vader, en in daardie oomblik, en ons kry iets daarvan in 1 Korintiërs 2 vers 10 en 11, beleef jy iets, wanneer God terug tot jou spreek, nie asof dit in 'n hoorbare stem is nie, maar jy beleef iets van sy hart, van sy emosies, van sy belewenis heens jou. Jy beleef iets. 1 Korintiërs 2 vers 10 en 11 sê, hy begin so, Paulus sê, niemand weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is nie. Niemand weet wat in God is, behalwe die gees van God wat in hom is nie. Hy sê, maar deur die Gees word hierdie verborgenhede van God in ons geopenbaar. Met ander woorde, in daardie oomblik beleef ek die verborgenhede van die Hemelse Vader, want ek en hy is besig met mekaar. Dit gaan nie nou oor ander dinge, oor ander mense nie, maar my en hom, dan beleef ek wat hy van my beleef. En ek het al beleef in u wat ook tale sprekers is en dit beoefen, sal dit vanaand kan beaam. Want wanneer 'n mens tyd spandeer met die Here in tale, dan is daar 'n vloed van emosies wat oor jou spoel. Soms wil jy lag. Jy voel jy wil huppel, jy wil dans. Dis asof daar 'n vreugde in jou binneste opborrel. En jy beleef iets van God se goedkeuring en sy liefde heens jou. Jy's kosbaar vir die Here. Die Here woord spreek daarvan. Jy's geskape na sy beeld en gelykenis. En hy's verheug oor jou. Ons lees in die Ou Testament, in Hosea dink hy sê, ek verheug my oor jou. Ek raak stil as ek aan jou dink. Oor hoe ek jou waardeer, hoe ek jou geniet. En ons beleef dit. Maar dan kan dit tye kom wat jy voel, jy wil huil. Jy voel of jy nie kan staan nie, jy moet op die grond, op jou aangesig moet jy sê, Here, ek beleef 'n weemoed in my gees. Dan is dit miskien dat God aan jou verklaar dat hy hartseer is. Miskien door 'n gebrek aan toewyding, miskien aan 'n gebrek aan gehoorsaamheid aan wat hy vir jou beplan, vir jou bediening, vir jou lewe en so meer, maar dit skep 'n kanaal vir die ervaring van Godheid, van die Godheidse emosies en belewenis eens my. 1 Korintiërs 14 vers 14 sê hierdie belangrike ding, en hierdie is iets baie kosbaars en spesiaals. Hy sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Wat bedoel Paulus daarby? Hy bedoel daarby, dat wanneer ek in 'n taal bid, is dit nie my verstand, my sielsdimensie, wat die woorde formuleer, en die sin by mekaar sit om 'n verstaanbare, nee, my verstand is onvrugbaar, hy is nie betrokke nie. Hoekom? Daardie taal wat ek spreek, kom vanuit my gees, deur die gees van God geïnspireer. Maar hier's die ding, dit beteken nie dat die oomblik as ek in 'n taal spreek, dat my verstand afsluit, en hy daarmee eens niks, nee, my verstand is aan die gang, en hy werk, hy's 'n masjien wat geprogrammeer is, om voortdurend gedagtes, en dinge te formuleer, en te bedink, en in konstruksies by mekaar te sit. En wat gebeur as jy in 'n taal spreek, kan jou gedagtes dwaal, jy begin dink aan ander dinge, en ek het dit beleef, en ek het gebid en gesê, Here, maar help my, om my taalspraak sinvol te maak, dat dit betekenis kry. En toe het die Here vir my gewys, dat ek moet, die oomblik as ek in 'n taal bid, moet ek
hom as ek hom aanbid in 'n taal, moet ek hom visualiseer. Byvoorbeeld, waar hy op sy troon sit, in sy heerlikheid, as die skepper van alles wat is, hemel en aarde en so meer. Visualiseer Jesus aan die regterhand van die Vader, of hom as opgestane Heer, in sy heerlikheid op die eiland van Patmos, of hoe ook al. Heilige Gees. Ons het nie 'n beeld van die Heilige Gees wat vir ons uitgespel word nie, maar die Here Jesus verklaar hom aan ons as 'n trooster, as die Parakletos, is iemand wat jou hand vat in die pad saam met jou loop, en ek sien hom as Jesus wat sy hand met my vat, die trooster wat hy gestuur die pad. Maar die feit van die saak is, nou visualiseer ek, en ek sien die hemelse val, en die oomblik toe ek dit begin doen het, die oomblik toe ek my sielsdimensie in korrelasie bring, in verhouding met my tale spraak, my gebed in tale, onmiddellik het dit vir my sinvol geword, het ek 'n salwing ervaar, het ek beleef, maar ek is nou werklik waar besig met die Here, daar's 'n tweegesprek, daar gebeur iets tussen my en die hemelse Vader. Geliefdes, hier is 'n geweldige waarheid. Visualiseer, en wanneer jy begin voorbinding doen, as jy voorbinding doen vir die kerk, of vir iemand anders, visualiseer jou verlangde uitkoms. Kom ek gee vir 'n voorbeeld. Ek het vanoggend 'n foto gesien van my skoonseun. Kan jy onthou? Pragtige jongman. Toe my dogter so 28 jaar oud was, kom sy na my toe en sy sê, pa, ek dink ek is gereed vir 'n lewensmaat. Bid saam met my. Vir iemand wat saam met my die Here kan dien. En sy was baie streng in haar voorvereistes. Iemand wat die Here dien, wedergebore, gevul met die Gees, ensovoorts, ensovoorts. En ek het saam met haar begin bid. En ek terwyl ek in tale bid oor my kind, vir wie ek so lief het. Sy het so mooi bediening, sy is ook geordende pastoor van die AGS, wat so passie het vir die koninkryk, so begaafd is, sy is ook 'n pianiste en so meer skryf, maar hoe dit ook al sê. En ek bid vir haar, en ek sien in my gees, die jongman wat die Here vir haar in gedagte het, en ek dig aan hom toe, die eienskappe wat ek graag wil sien. Hy moet hê vir my liefling dogter. Iemand wat die Here met 'n passie dien. Iemand wat vervul is met die Heilige Gees. Iemand met 'n hart vir die koninkryk van God. Iemand wat sag en mooi met haar sal werk. Want sy is, tussen u en ek, moet nie verder gaan nie, is nie altyd 'n maklike mens om mee saam te leef nie. Maar dit daar gelaat. Dis net tussen u en ek. Here, iemand wat sag en mooi met haar sal werk. En ek sien hom in my gees, terwyl ek met hom bid, ek visualiseer hom. En in 2013, een Sondagoggend, hy sou die naweek kom kuier, maar hy was eers by 'n sendingaksie in die Drakensberge. En hier teen die einde kom 'n jong man ingestap. Ek was besig om die nagmaal te bedien. Toe ek opkyk, toe sien ek hom. En die trane begin oor my wange te rol. Ek sê, dankie Here, dis hy. U het hom gestuur. U het hom vanoggend gesien. Ek het hulle die 10 Augustus 2013 het ek hulle in die huwelik bevestig. En wat 'n lieflike mens. Passie vir die koninkryk van God. Ook 'n pastoor, hulle dien saam die Here. 'n Hart vir sending, vir opleiding van evangeliste. En hy werk so sag en mooi met my dogter. Hy is so lief vir my kleinkinders. Ek kyk na hom as hy met my kleinkinders werk, dink ek leer by jou, dis 'n bietjie laat, maar ek leer by jou eintlik hoe moet 'n mens met kinders werk. Geloof in sy hart. Wanneer ek begin twyfel en sê, pa, moenie bekommerd wees nie. God is in beheer. Ons sal sien wat die Here gaan doen. Wat 'n seën en 'n vreugde. Maar dit was 'n reaksie, dit was die resultaat van om dit so te doen. En ek kan vir baie voorbeelde neem wat baie persoonlik en baie privaat is. Dinge wat ek so van die Here, en hier's die wonder. Die oomblik as jy so bid, en jy visualiseer 'n verlangde uitkoms, en dis nie in lyn met God se wil nie, gebeur 'n wonderlike ding. Die Here begin die beeld verander. Hy begin dit wegneem in die rigting van wat sy wil is vir jou. En dit wat jy gedink het is belangrik, wat eers jou hartewens was, vervaag net vir jou. En jy begin te fokus op hierdie nuwe beeld wat die Heilige Gees vir jou skep, en jy begin dit te visualiseer. Is dit nie ongelooflik hoe die Gees van God met ons werk nie? Maar geliefdes,
Dit gebeur die oomblik as jy hierdie wonderlike gawe begin beoefen. In voorbinding, ja, vir ander, maar ook vir jouself. Maar dit skep ook in die tweede plek 'n dieper dimensie van aanbidding. Ja, Paulus sê in 1 Korintiërs 14 vers 15 die tweede gedeelte, hy sê, ek sal met die Gees psalm sing, hy begin altyd met die Gees. Ek sal met die Gees psalm sing, ek sal ook met die verstand psalm sing. Natuurlik, Johannes 4 vers 23-24 sê, die Here sê vir daardie vroukie by die put, hy sê, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer ek mense soek, wat my in gees en in waarheid aanbid. Kan jy sien, hy begin altyd met die Gees. Wat my in gees, nou weet ons die Nuwe Testamentiese wyse van aanbidding, is deur die Heilige Gees. Waarheid, wat my verstand, my denke en so meer. Ons sien in Handelinge 2 vers 10 en 11, wanneer die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind, diegene wat die tale kon verstaan by daardie oomblik, dis weer 'n ander boodskap op sy eie, maar hoe dit ook al sê, hulle kon hoor hoe dat hulle wat in tale spreek, God groot maak en loof en prys. Het gebeur in Handelinge 10, by die huisgesin van Cornelius wat in die Heilige Gees genoem word, presies ook so. Maar hier is iets geweldig uit die skrif. Levitikus 23 vers 18. Nou, wat ek vir u sê, ons lees in Handelinge 2. Dit was op die dag van die Pinksterfees. Nou moet jy onthou, die Pinksterfees is nie 'n benaming wat gekom het na die uitstorting van die Heilige Gees nie. Nee. Die uitstorting van die Heilige Gees het plaasgevind op die dag van die Pinksterfees. Nou wat was dit? Dit was presies 50 dae na die Pasga. Presies 50 dae. Jesus het vir 40 dae met hulle gepraat oor die koninkryk van God, onthou jy vanoggend? En 10 dae nadat hy opgevaar het na die hemel, op die 50ste dag is die Heilige Gees uitgestort. Nou dit was die fees van die oeste gewees. Dit beteken, dis in daardie tyd waar die mense offers gebring het na die tabernakel, die tenttabernakel en dis meer, uit dankbaarheid vir die aandeel van die vee, die eerstelinge van die oes ensovoorts. En dan presies op die 50ste dag. Nou al die ander offers het te doen gehad met 'n dankbaarheid vir die aandeel van die vee, vir die oes wat ingekom het ensovoorts. Maar op die 50ste dag, die dag van die Pinksterfees, was daar 'n voorskrif vir hierdie offer gewees. Ons lees dit, Levitikus 23 vers 18. Sê, julle moet ook by die brood 7 jaar oud lammers sonder gebrek en 1 jong bul en 2 ramme bring. Hulle moet 'n brandoffer aan die Here wees, saam met die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort, as vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Kan jy sien? 'n ongelooflike offer, 'n verskeidenheid van alles wat God voorsien, brood, lammers, 'n bul, ramme, brandoffers, spysoffers, drankoffers, vuuroffer, en dit het oor niks anders gegaan as dat hierdie offer op die dag van die Pinksterfees as 'n lieflike geur aan die Here gebring moes word nie. Nou geliefdes, op daardie dag, dit was die dag met die uitstorting van die Heilige Gees, was die laaste dag dat hierdie offer gebring was. Want daardie dag stel die Here 'n nuwe lofoffer, 'n lieflike geur vir hom in, wat sou opstyg na die hemel. En dit is daardie uitstorting van die Gees, toe hulle onmiddellik nie hierdie offer bring nie, maar 'n offer wat uit hulle diepste menswees bring. Hulle gees, hulle verstand, hulle liggame, 'n mengsel van my totale menswees, dat hierdie lieflike reukwerk na die Here toe opstyg. En dan lees ons in Hebreërs 13 vers 14, onthou daardie fees was 1 keer 'n jaar, op Pinksterdag, net 1 keer 'n jaar. Hy sê maar, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Nou weet ons, die Nuwe Testamentiese lofoffer is een wat deur die Gees is. Dit is die vrug van ons lippe wat sy naam bely. En dan in Openbaring 5, nou hoor ons, en toe hy dus Jesus die boek neem, val die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede, die aanbidding van die heiliges is, word voor hom opgevang. Hierdie Nuwe Testamentiese lofoffer wat opstyg na hom toe, so kosbaar,
word opgevang, goue skale bakke vol reukwerk, wat die gebedeaanbiddings van die heiliges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. Kan jy daardie lied onthou? U is waardig om die boek te neem. Prys sy naam. Goed, kom ons gaan aan. As 'n persoonlike gawe, 'n nuwe dimensie van gebed, nuwe dimensie van aanbidding. Maar dit kom ook my swakhede te hulp. Nou geliefdes, hierdie swakhede kom van 1 Korintiërs, althans van Romeine 8 af, 27, 26. En ons in die verlede, want hy gaan aan, hy sê, want dikwels weet ons nie reg wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees vir ons in. Het ons gebruik en dis nie verkeerd. Om te sê, wanneer ek nie reg weet wat om te bid, dan kom die Heilige Gees en hy help my. Dis nie verkeerd nie, maar daar is ook 'n dieper waarheid wat ek vanaand vir u wil wys. 'n Dieper waarheid. U moet Romeine 8 sien in die konteks van Romeine 7. In Romeine 7 kom Paulus, hierdie ongelooflike man van God, wat soveel openbaring ontvang het, wat ons deur al die jare heen tot vandag toe met die uiterste respek waardeer sy openbaringe as woord van God predik en so meer. Hy sê in Romeine 7 vers 19, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. En dan sê hy, hier teen die einde van daardie hoofstuk, hy sê, ek elendige mens, wie sal my red van hierdie liggaam van die dood, hierdie wet van die dood wat in my is? Maar dan kom die antwoord, Romeine 8 is die antwoord. Dan kom en hy sê, deur die Gees, en dan in vers 26, net so kom die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy begin as 'n pragtige inleiding. En hy sê hoe dit ons kinders van God is en die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en hy brei die tema uit, en dan uiteindelik kom hy en hy spreek die swakhede aan wat hy in Romeine 7 bely het. En hy sê, as die Gees ons swakhede, astheneia in die Grieks. Nou, die woord astheneia in die Grieks, die oorspronklike taal waarin die Bybel geskryf was, is moral frailty, swakhede. En onmiddellik toe ek dit sien, toe kom die Afrikaanse vertaling daarvoor vir my in my hart op. Morele broosheid. Geliefdes, die skrif sê, Paulus het gesê, ons het 'n geweldige skat van die hemel, van die hemelse Vader ontvang. Die koninkryk van God is binne in ons. Maar hy sê, hierdie skat is in erdekruike. Dit beteken, hy is broos. Wat gebeur as 'n erdekruik val? Spat in stukke. Daar's in elkeen van ons, tot 'n minder of 'n meerdere mate, is daar maar iets van 'n morele broosheid. Dis nie net Paulus nie. As hy dit beleef en ervaar het, hoeveel te meer ons, wat nie naaste by op dieselfde terrein of vlak was van 'n verhouding met God nie. Maar, en hier is die goeie nuus vanaand, net so kom die Gees ons swakhede, ons morele broosheid te help. Want ons weet nie reg om te bid nie. Hierdie ding waarmee ek worstel, waarmee ek stoei, en dan word dit beter, en dan gaan ek maar weer aan, en dan bekruip hy my weer. En dan as ek moeg gestoei, dan los ek hom, en dan sê hy, maar deel van my lewe. Nee, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike, want hy weet wat is die wortel. Hy weet waar kom dit vandaan. Hy weet waar is dit gebore. En daarom, ja, is vers 27, die God wat die dieptes van elke hart deurgrond, weet wat die Gees in die oog het, dat hy in harmonie met God se wil vir die gelowiges intree. En geliefdes, die mooiste getuienisse het dan na my toe teruggekom, vir diegene wie dit so verstaan het en besef het, maar dis waar my oorwinning lê, dat ek na die Here toe moet kom, en dan
sien ek my morele broosheid, ek sien my swakheid, ek visualiseer dit en ek bring dit voor God, my trane, maar deur middel van hierdie gawe van tale spraak, en ek spandeer tyd met die Here, totdat die oorwinning deurbreek, en ek uiteindelik kan sê, ja, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Ek is meer as oorwinnaar, sê Romeine 8 uiteindelik. Meer as oorwinnaar, deur Christus, deur die Gees wat by die krag daartoe gee. Maar dit ontsluit ook goddelike reiniging in my sielsdimensie. Nou geliefdes, hierdie is 'n geweldige diep ding. Nou sommige van u, ja wel ek is in 'n gehoor, waar ek met vrymoedigheid kan sê, wie onthou nog van Dr. F.P. Moller, en die meeste hande sal opgaan. Sommige jong gehore, kyk hulle my net so. Moet dit ook al sê. Dr. F.P. Moller, voormalige president van die AGS, is 'n ongelooflike godsman geweest. Ek bewonder hom, lees al sy boeke, sy teologie is, man, hoe dit daar ook is. Hy het 3 doktersgrade gehad. Natuurlik 'n doktersgraad in teologie, maar hy het ook 'n doktersgraad gehad in filosofie en 'n doktersgraad in sielkunde. En by 'n geleentheid waar ons 'n pastore wegbreek gehad het, het hy vir ons, met ons kom gesels oor Habakuk 2 vers 4. Habakuk 2 vers 4 lees ons, kyk, jammer, die rekenaar nie ek nie, die rekenaar het 'n K daar weggelaat, sy siel is opgeblazen in hom en nie reg nie. Sy siel is op, die Engels sê, behold, the soul of him is lifted, swelled up, and is not upright. En hy het met ons daaroor gepraat. En die verduideliking wat hy vir ons gegee het vir my 'n lig laat opgaan oor geweldig baie dinge in my eie lewe. Ek wil dit graag vanaand met die deel. Ek kan onmoontlik dit nie op die manier doen wat hy dit gedoen het nie, maar ek het agterna dit vir my in 'n beeld, 'n tekening, het ek dit probeer vasvang in grafika om dit oor te dra en ek wil dit graag met u deel. Dit gaan as volg. Elke mens, u en ek, dis ons sielsdimensie wat breedweg gesproke ons verstandsdimensie is, het 'n bewussyn en 'n onderbewussyn. U al gehoor van die onderbewussyn? Natuurlik. Nou, die bewussyn is die vlak waarin u en ek nou beweeg. In my bewussyn is ek besig om woorde en sinne aan mekaar te voeg, sodat u verstaan wat ek probeer oordra. U luister na my en u bewussyn gedeelte is besig om dit by mekaar te sit en te probeer verstaan wat ek aan u probeer oordra. Maar ons het ook 'n onderbewussyn. Nou die onderbewussyn is daardie deel van my verstandsdimensie waar alle ervarings van die verlede geberg word. Ook negatiewe ervarings, veral ook negatiewe, slegte ervarings, mislukkings, pyn, hartseer, teleurstellings, foute wat ek gemaak het in die lewe. Dit word daar geberg. Ons onderbewussyn is in 'n sekere sin 'n oorlewingsmeganisme wat God in ons verstand ingebou het sodat ons kan oorleef. Want geliefdes, as ons elke minuut van die dag bewus moes wees van al die goed wat hier gestoor is, sou ons van ons verstand afgaan. Maar dis daar, dis nie weg nie, maar dis daar. Dink nie daaraan nie. Af en toe kom dit op en ek dink daaraan en ek sug maar dis hier in ons onderbewussyn. Maar nou, wat gebeur is dit? Tussen die bewussyn en die onderbewussyn is daar 'n bewussynsdrempel. Jy weet wat is 'n drempel? As jy by 'n deur van 'n gebou instap, dan sê jy stap oor die drempel. Nou, met die jare, hierdie goed, nou in my geval, baie goed, want ek is nou al lankal hier rond, baie goed wat daar gestoor word. En dit word meer en meer. En wat uiteindelik gebeur, is dat op 'n stadium begin hierdie negatiewe goed teen die bewussynsdrempel te druk. Dr. Moller het dit genoem, daardie, die soul in him is swelled up.
Hy het dit genoem, dis soos 'n boggel in die siel. Jy weet wat is 'n boggel op die rug, nie? Dis 'n boggel, hy het begin te druk. En ek beleef dit as 'n ongedurigheid. Iets is fout, maar ek weet nie presies wat nie. Iets krap. Ek kan nie my vinger daar bly nie. Mense sal vir my sê, hoorie, maar jy's nie jouself nie. Hoekom is jy so kort gebaker? Hoekom is jy, wat is die probleem? Ek weet nie, ek is net nie myself nie. Bewussynsdrempel. Maar geliefdes, nou, hier kom Johannes 7 wat ons vanoggend gelees het. Jesus sê, van die Gees, van diegene wat sy ontvang wat hom glo, strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. Deur hulle binneste, uit hulle binneste vloei. Ons het vanoggend pragtige lied gesing, wat hierop gebaseer is. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Onthou jy? Pragtig, uit die woord, skriftuurlik. En die Heilige Gees, daardie strome van lewende water, terwyl ek in tale bid en spreek. En hierdie dinge wat my pla, alhoewel ek dit nie kan formuleer of presies definieer nie, dan die strome van lewende water vloei oor my sielsdimensie. En wat gebeur is, daardie herinnering aan die goed wat so pla, word versag. En dit word nog sagter. Het gaan nie nooit heeltemal weg nie. Maar die onrustigheid wat daarmee gepaard gaan, begin verdwyn. En uiteindelik, dan verdwyn daardie boggel in die siel. Is dit nie kosbaar nie, geliefdes? Hemelse Vader, gawes wat hy vir ons gegee het. As 'n persoonlike gawe, is 'n bonatuurlike teken om geloof te versterk. Nou ons weet, toe die Here vir Moses 'n opdrag gegee het, toe vra Here, dit klink mos heel bekend, nee, ek kan nie, en ek praat nie goed nie. Ook Gideon, ek is die jongste in my geslag, van die kleinste stam, ensovoorts. Maar Markus 16 vers 17, en die Here het elke keer vir hulle teken gegee. Vir Moses, kan jy onthou die slang op die grond, die hand in die boesem, vir Gideon, die velletjies wat hy uitgegooi het. Markus 16 vers 17, sê die skrif, vir diegene wat glo, Nuwe Testament, sal hierdie tekens volg. Met nuwe tale sal hulle spreek. Sal hierdie teken volg. Met nuwe tale sal hulle spreek. Dis 'n teken van die liewe lewe van God in my. 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons het vanoggend daarna gekyk. Dis 'n nuwe skepsel. Dis 'n teken daarvan. Dit het met my gebeur. Ja, ek is bewus daarvan, maar hierdie is 'n teken wat my daaraan herinner. Dis 'n teken van God se beheer in my lewe. Jakobus 3 vers 8 sê, watter lid van die liggaam is die moeilikste om te tem? Kan jy onthou? Die tong. Ja, hy sê, hy is 'n onbedwingbare kwaad, vol gif. Hy is soos 'n vuurhoutjie wat 'n hele hoop hout aan die brand steek. Maar nou, die oomblik wanneer ek in 'n taal spreek, is ook my tong in volkome beheer onder die een in wie se hand ek my lewe gegee het. Is 'n teken van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Johannes 16 vers 4, hy sal by julle wees en in julle bly. By julle bly en in julle wees. Dis 'n teken dat God my toegerus het om 'n getuie vir hom te wees. Krag ontvang, Handelinge 1 vers 8, om sy getuie te wees. As 'n persoonlike gawe vir geestelike oorlogvoering. En ek meen ek gaan hiermee afsluit. Nou, Efesiërs 6 vers 18. Sê Paulus, u ken die wapenrusting van goed daarmee bekend, gaan nie uitbrei nie, maar hy sluit af. Waar hy gewoonlik met die Gees begin, wanneer hy saak aanspreek, sluit hy hierdie keer dit af. Hy wil sê, dis goed en wel, julle doen al die ander goed. Geloof, die woord, bereidheid, skoene van die evangelie en al hierdie mooi dinge. Hy sê maar, moet nooit ophou om in die Gees te bid nie. Bid voortdurend in die Gees. En dan hoor ons in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Nee, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. As dit nie vleeslik nie, wat is dit? Dan is dit geestelik.
maar kragtig deur God om vestings neer te werp. O geliefdes, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Planne verbreek, elke skans wat opgewerp word, elke gedagte gevange neem, terwyl jy die vyand identifiseer vir wie of wat hy is, dan in tale, dan visualiseer jy die oorwinning, jy neem daar die planne in gevange, jy verbreek dit en so meer ensovoorts. Nou geliefdes, kom ek kortliks hierdie getuie. Ek sien ek het vanaand daarom 'n bietjie korter as vanoggend. Terwyl ek op universiteit was, nie hier nie, ek was in Bloemfontein 'n bietjie verder die pad af. In my 4de jaar, ek BC gedoen. En ons is op pad na Interwaarsie toe hier in Potchefstroom. En ek kry 'n geleentheid om alreeds die donderdag deur te ry Potchefstroom toe. Maar die donderdagmiddag het ek 'n proefneming wat in die laboratorium gedoen moes word. En ek gaan praat met die professor, sê professor, dis die situasie. Die laboratorium is oop woensdagmiddag. Kan ek die proef woensdagmiddag doen en al my proefbuis en goed dan in die inkubasiekamer instoot en dan maandag as ek terug het, dan kom kry ek die lesings en ek sal my verslae aan u aanbied. Hy sê is reg, ek kan dit so doen. Ek doen alles netjies, noukeurig. Stoot dit in die inkubasiekamer. Donderdag Potchefstroom toe. Lekker gewen. Daai jare die koffsies, die wat noem julle die ouetjies hier? Pikke, nê? Ja, die pikke afgeransel jaar vir jaar, maar daai spesifieke naweek toe ek daar was, toe die pikke ons sleg ore aangesit. Ek onthou dit tot vandag toe. Maar hoe dit ook al sê, die maandag, toe ek in die inkubasiekamer kom, toe die skoonmakers al my flesse uitgegooi, alles netjies skoongemaak. Ek sink weg in die aarde, ek gaan hom, ek sê, professor, dis wat gebeur het. Hierdie man is kwaad. Hy sê, luister, julle studente, julle lieg, julle bedrieg my en hy vaar uit teen my, sommige van ander ouens oortredinge ook. Hy sê vir my, luister, jy hoef nie eens terug te kom na my klas toe nie, dis oor en dis verby, jy is nie meer welkom by my klas nie. Maar nou moet jy weet, ek is in my laaste semester van 4 jaar se studie. Einde van die jaar wil ek graad vang, volgende jaar gaan ek teologiese college toe, en ek wil dit graag afhandel. Ek bedoel, ek het 4 jaar ingeploeg in daai studies. Wat nou? Maar ek begin te bid in die gees. Ek gebruik 'n instrument wat die Nuwe Testament vir ons aanbied, en dit is om vir jou vyande te bid. Ek bid vir hierdie man, ek seën hom, en in die gees verbreek ek hierdie planne, hierdie skanse wat opgewerp word teen my. Ek neem sy gedagte gevange, en ek gaan terug klas toe. Hy het gesê, ek moet nie weer kom nie, maar ek gaan terug, en ek sit daar, hy ignoreer my. Maar ek gaan keer op keer, gaan as daar 'n toets is, dan skryf ek hom, ek sien hy merk dit daarom. En toe ons aan die einde van die jaar kom, nou, jy moet 'n sekere punt behaal. Hulle noem dit as 'n spesifieke naam, wat jy moet behaal sodat jy kan gaan eksamen skryf. 'n predikaat. En myne, jy moet ten minste 50% behaal. Myne is toe 47. Hoekom? Want daardie punte wat ek moes kry, is nie bygevoeg nie. En ek besef, nou is alles daarmee heen. Maar die volgende dag gaan ek kyk net weer. Toe sien ek oornag het hierdie professor, want hy het die reg om dit te doen, het hy my punt, sonder dat ek het net weer gebid, het hy my punte aangepas na 52 toe. Ek kon eksamen skryf en ek het my graad behaal. Amen. Geestelike oorlogvoering, geliefdes, ons terwyl ons in die vlees wandel, beklei ons nie die vlees nie. Ek kon hierdie ou gaan probeer aanklaat, ek kon met hom beklei het, maar ek het net geweet, hierdie is 'n geestelike aanslag, en ons wandel in die vlees, maar ons stryd is nie in die vlees nie, maar deur die gees. Maar kom, ek moet net vinnig vir hierdie getuienis vertel. Jong dame met die naam van Jackie Pullinger, sy het hierdie boek geskryf, Chasing the Dragon. Hy is beskikbaar, jy kan dit oor die internet bestel. Is 'n jong Engelse dame, sy voel gelei om in Hong Kong
vir die Here te gaan werk. Sy gaan Hong Kong toe, sluit aan by Christelike groepies daar, en begin nou maar getuig en so aan, maar sy voel gelei om in wat hulle noem die inner city van Hong Kong te gaan werk. Nou die inner city van Hong Kong, ek wil amper sê is miskien soos Hillbrow vandag. Dis waar al die dwelmbase en prostituie en misdadigers skuil daar. Dis 'n nes. Dis so gevaarlik, nie eers die polisie gaan daarin nie. En as hulle gaan hulle in 'n panservoertuie en 'n hele klomp van hulle. En sy maak dit bekend dat sy wil daar gaan bedien. Hulle sê van nee, hulle gaan vir jou doodmaak. Sy probeer 1 of 2 keer ingaan en sy moes vir haar lewe vlug. Sy bid en sê, Here, maar ek is so oortuig daarvan dat U my geroep het om daar te gaan bedien. Wat moet ek doen? En die Here oortuig haar dat sy begin om in tale te praat, te bid, te lofprys, en dat sy die vestings vir haar is, moet verbreek. Die planne omverwerp, skanse afbreek, en sy begin. En sy beskryf het, she spent seasons of prayer, speaking in tongues, praying in tongues, seeing the victory, pleading the victory, geestelike oorlogvoering. En na 'n tydperk begin sy voel, maar die las begin te lig. Sy besef nou is ek gereed om in te gaan. En toe sy ingaan, toe vind sy uit dat die dwelmbase, daar kom 'n klomp mans haar tegemoet, het leiwagte vir haar gereël om haar te beskerm terwyl sy ingaan in die inner city om daar die evangelie te kan verkondig. En sy verkondig die evangelie en mense kom tot bekering en wonderbaarlik dwelmbase kom tot bekering en mense wat verslaaf is aan dwelmmiddels ensovoorts, prostituie begin Bybelstudiegroepe te hou ensovoorts, 'n geweldige herlewing. Maar sy kom agter, hierdie mense dikwels nie 'n ander heen kom nie, hulle bly maar daar. En die versoeking is nog steeds groot, want daar's alles wat verkeerd is daar. Sy sê, Here, wat moet ek doen om hulle te help? Die Here sê vir haar, die antwoord is, begelei hulle tot die doop in die Heilige Gees en leer hulle om geestelike oorlogvoering te voer teen die versoeking. En sy het dit gedoen, en van daar die jong mense, en natuurlik ook ouer mense, het nie net staande gebly nie, van hulle het ook uiteindelik leiers geword in die Christelike gemeenskap, evangeliste en dies meer. Op sommige naam, die wonder van tale spraak. Dit bring in my lewe, wanneer ek dit beoefen, hierdie wonderlike gawe, 'n dieper dimensie van gebed, dieper dimensie van aanbidding. Het kom my swakhede, my morele broosheid te help. Dit ontsluit goddelike reiniging in my sielsdimensie. Dis 'n bonatuurlike teken om geloof te versterk. En dis ook daar vir geestelike oorlogvoering. Nou, indien jy reeds gedoop is in die Heilige Gees, moet gepaard gaan en spreek in ander tale, dan wil ek vanaand u aanmoedig met die woorde van Paulus aan Timoteus. Ek herinner jou daaraan om die genadegawe van God wat in jou is aan te wakker deur die oplegging van hande. Wakker dit aan. Ander vertaling sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Spandeer tyd met die Here in tale. Visualiseer, aanbid hom. Maak seker jy het 'n ontmoeting met die Here in jou binnekamer. Dis daar, dis vir jou gegee. Jy moet dit net Pinkster is 'n beoefeningsgodsdiens. En jou krag, jou Nuwe Testamentiese Heilige Gees krag kom wanneer jy die gawes wat God jou gegee het beoefen. Indien nog nie gedoop is in die Heilige Gees nie, Jesus se uitnodiging aan jou. Onthou is dit gesê, 2 voorwaardes vir die doop in die Heilige Gees, niks anders nie. Op die laaste dag, die groot dag van die fees, dit was die 7de van die groot feeste van Israel, die Loofhuttefees, het Jesus opgestaan, met 'n groot stem uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Dis die eerste voorwaarde, iemand wat dors het. Tweede voorwaarde,
hy wat in my glo. Die voorwaarde, natuurlik, moet wedergebore wees. Soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê, net om seker te maak dat ons dit weet en verstaan, van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Amen, amen. Prys nou. Kom ons staan geliefdes vir 'n oomblik. Prys sy naam. Kom ons sluit ons oë. As u vanaand gedoop is in die Heilige Gees reeds, ek wil vir u bid dat daardie vlam weer in u lewe hoog sal begin brand. Hoog sal begin brand. As u nie gedoop is in die Heilige Gees nie, dan gaan 'n geleentheid wees na die afsluiting van die diens. Maar as u gedoop is in die Heilige Gees en u wil weer daardie vuur aanblaas, wil die hande hoog opsteek saam met my. En ook u wat gedoop wil word in die Heilige Gees, steek ook die hande hoog op en dan bid ons saam. Hemelse Vader, in die naam van Jesus kom ons vanaand en ons dank u vir die wonder van die uitstorting van die Heilige Gees. Ons dank u vir die Nuwe Testamentiese koninkryk van God en dat ons vanoggend onsself opnuut daarin kon herinner dat die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar is vreugde en blydskap in die Heilige Gees, want Jesus het gesê die koninkryk van God is binne in julle. En o Hemelse Vader, het vir ons die kosbare gawes van die Gees gegee, maar dan ook hierdie kosbare gawe, wat ons dikwels miskien, sommige gevalle verwaarloos het, of onderskat het, Here, dat u dit weer sal aanblaas, en dat daar 'n nuwe begeerte in harte sal opvlam vanaand, om nuut hierdie gawe in my lewe aan te blaas, en aan te wakker, en in my binnekamer, dit as 'n wapen te gebruik, as 'n nuwe instrument om myself te stig en op te bou en die hart van die Vader nuut te hoor en te beleef. Dankie Hemelse Vader. En ons bid Heer vir die wat hierdie wondergawe nog nie ontvang het nie, dat U dit vanaand uit genade sal skenk, want U het beloof, Here. Petrus op daardie dag van Pinkster het gesê, hierdie belofte is vir julle en vir julle kinders en vir elkeen van diegene wat nog daar ver is, wat die gawe van die Gees sal ontvang. Dankie Here, dankie vir 'n Pinksterkerk, waar ons hierdie wonderlike waarhede vrylik kan verkondig, waar daar 'n openheid is om dit te ontvang en te omhels, en ook te implementeer, want Pinkster is 'n beoefeningsgodsdiens. Dankie Here, vir hierdie naweek wat ons saam kon spandeer. Dankie vir 'n Pinksterweek wat in die verskillende gemeentes aangebied was en ondersteun was. Ons eer U daarvoor, Vader, en ons doen dit in die mooi en die geseënde naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Amen. Baie dankie geliefdes, jy kan die sitplek neem. Pastoor gaan 'n paar reëlings tref. Onthou net hierdie boekie is daar agter beskikbaar. Lourens gaan U help. Ek het vir soveel inligting gegee, maar as jy weer dit wil verfris en vervars wat ek met u gedeel het die afgelope naweek, baie van daardie inligting is hierin. Dankie pastoor.